Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is ons 58ste episode in ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ons het verlede week daarna gekyk dat ons soos Jesus is. Ons is gebore uit dieselfde saad as Jesus, die onverganklike woord van God. Dit is eintlik so amazing hoe mooi God se woord en sy plan is. As ons kyk na die skepping in Genesis 1, dan sien ons die gees van God het gesweef oor die water. En God het sy woord gestuur, 'n saad, die saad van sy woord, en in 'n oogwink word dit wat gees was, fisies, en die skepping ontstaan. Dis dieselfde manier hoe dat Jesus in hierdie aarde ingekom het. Die Heilige Gees het oor Maria se water gesweef, haar baarmoeder. God het 'n woord gestuur, 'n saad, en Maria het dit geglo en aanvaar, en sy sê, laat dit met my wees volgens u woord. En God word vlees binne in sy eie skepping. Maar dis nie al nie. Hoe's ek en jy wedergebore? Ons het 'n woord gehoor, die onverganklike saad van God. En deur die genade en krag van die Heilige Gees het ons die woord, die saad, ontvang en geglo, en ons gees is wedergebore deur die onverganklike saad van die woord, en ons het nou 'n splinternuwe gees. Ons is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesie, 'n seun van God. Een gees met hom. En hy kom met alles wat hy is en kom woon in my en jou. En kan jy deur hierdie hele proses sien dat daar niks is wat ons kon verdien nie? Ons hele wedergeboorte is 'n geskenk. Dis alles God. Daar's niks om te doen nie, maar alles om te ontvang. Wow. En al hierdie kom uit die woord uit. Ek is nie besig om dit uit my duim uit te suig nie. Kom ons kyk net bietjie na 'n paar skrifte. Kom ons kyk eers na 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Kan jy sien, ons is wedergebore uit die onverganklike lewende woord van God, 'n saad. Hoe lyk ons nuwe wedergebore gees? 2 Korintiërs 5 vers 17 verduidelik vir ons. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ou dinge het verbygegaan, kyk, het dit alles nuut geword. Ek en jy is 'n spiksplinter nuwe mens. Die woord sê eintlik ons is 'n nuwe skepsel. En wat 'n skepsel is dit? 'n seun van God. En omdat jy van dieselfde saad as Jesus gebore is, die onverganklike woord van God, is jy dieselfde seun van God as Jesus. En dan kom 1 Korintiërs 6 vers 17 en maak hierdie merkwaardige stelling. Maar nou maak hierdie stelling meer sin vir ons. Hy sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Ons nuwe gees is een gees met God. En dan gaan Paulus verder om vir ons in Kolossense 2 vers 9 en 10 die volgende te verduidelik. Hy sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Dis nou in Jesus. Ek lees net weer. Want in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En dan vers 10, en julle het die volheid in hom. Ons het dieselfde volheid van die Godheid as wat Jesus het, want ons is nou in Jesus. En alles van hierdie is geskenke. Ons het vir niks daarvoor gewerk nie, anders sou ons dit as betaling kon verwag het vir ons goeie werk. En dan het ons iets gehad om oor te spog. Maar ons het dit nie as betaling gekry nie. Ons het dit uit genade gekry. Dit was 'n geskenk wat ons slegs kon ontvang deur 'n woord te glo. 'n saad. 'n saad wat slegs kon herproduseer het volgens sy oorsprong. 'n mieliepit kan tog net mielies voortbring. En 'n appelpit kan slegs appelbome voortbring. Daarom kan die onverganklike woord van God slegs seuns van God voortbring. Ons was gebore as seuns van Adam uit ons aardse ma's en pa's. Maar ons is nou seuns van God, want ons is uit sy saad, sy woord. Wat 'n enorme verskil.
En kan jy sien hoekom is dit vir my van kardinale belang dat ons sal besef wat ons identiteit in Christus is. Nou dat jy weet, jy is ten volle seun van God, soos Jesus, soos wat 1 Johannes 4 vers 17 dit vir ons verduidelik. Nou weet jy mos, jy het reeds die vermoë in jou om anders te praat, anders te lyk en anders op te tree. Jy probeer dit nie wees nie, jy is dit reeds aan die binnekant. Al wat nou moet gebeur is om ons gedagtes te vernuwe tot hierdie waarheid. Ons moet nou eenvoudig net so begin dink as volwaardige seun van God. Here, baie dankie vir die amazing, bonatuurlike, ondenkbare plan wat U gehad het om ons te wederbaar, nie as 'n nuwe tipe geloof of 'n nuwe geloofsbelijdenis nie. Ons is nie nou 'n nuwe denominasie nie. Ons is 'n nuwe spesies. Seuns van God. Help ons, Here, om asseblief ons gedagtes te vernuwe tot hierdie waarheid. Ek is 'n volwaardige seun van God. Dankie, Heilige Gees, U kom doen die werk nou. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. As jy dalk bietjie meer van ons bediening wil uitvind, kan jy na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Ons het ook 'n podcast met die naam van In Jesus Bybelstudie en ons het 'n YouTube kanaal onder In Jesus Ministries. Op ons YouTube kanaal kan jy na ons Sondag preke gaan kyk. Ek en Ina is baie lief vir jou en ons is baie dankbaar vir jou in ons lewens. Shalom.